We are ridiculously focused on ourselves. Is dit nie hartseer om te weet dat ons so selfgesentreerd is, dat ons so ingesteld is op elke ou fotootjie en elke ou gesprek, as ek nie in die middelpunt is nie, as ek nie gaaf en mooi en goed lyk nie, dan het dit nie waarde nie. Ons word geroep deur Paulus in Efesiërs 4 en 5 om die voorbeeld van Jesus te volg, om waarde toe te voeg. As ons na Jesus se lewe kyk, dan sien ons elke geleentheid waar hy interaksie met ander gehad het hy woorde gespreek wat opbou, het hy waarde toegevoeg. Wanneer die disippels bang en bekommerd is oor die toekoms, sê hy, moet julle nie bekommer oor die dag van môre. God sorg vir julle, fokus julle op die koninkryk van God. Wanneer melaatses opdaag, die onaantastbaar is, waaraan niemand wil raak nie, dan maak Jesus hulle gesond, dan spreek hulle nood aan. In Johannes 6 lees ons van 'n skare, hongerskare wat Jesus volg. Jesus draai nie sy rug op hulle nie, hy voed hulle met 2 visse en 5 broodjies. Niemand gaan weg waar Jesus interaksie het, honger nie. Johannes 8, die owerspelige vrou, wanneer die skrifgeleerdes haar wil stenig, die wetskenners, dan sê Jesus, ek veroordeel jou nie. Hy trap haar nie uit en sê hoe sleg jy is en hoe ek my skaam vir jou nie. Hy sê, gaan en gaan lewe 'n lewe vry van sondes. Dink aan die 'n verlore seun, Lukas 15, blaas al sy pa se erfgeld op slegte vriende, slegte geselskap, drank en vroue, en hy kom tot inkeer en hy gaan terug, en toe sy pa hom sien aankom, het sy pa nie vir hom sê, jy het my so teleurgestel seun, jy het ons familie se naam deur die modder getrek. Nee, Jesus sê, kom my seun, ek kom hels jou, geef jou nuwe klere, ons gaan feesvier, jy is verlore, en nou is jy weer terug. Daarom sê Paulus, volg die voorbeeld van Christus. Ek en jy moet Jesus naboots. Hy sê nie een enkele woord wat afbreek en verneder moet uit ons mond uitkom nie. Net woorde wat opbou en waarde toevoeg. Gaan jy hierdie week in en gaan leef 'n lewe wat waarde toevoeg. Mag God se lig deur jou skyn. Amen.